Nou vriende, is 'n voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees en vanmôre gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie gelykenis van die mosterdsaad en dan ook die suurdeeg, soos ons dit vind daar in Matteus 13 vers 31 tot 33. Nou hierdie gelykenis is 'n baie besondere gelykenis, juis omdat die Here vir ons ietsie kon vertel van sy koninkryk en waarmee dit vergelyk kan word. Ek lees vir u vers 31. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. 'n Ander gelykenis hy vertel, vers 33, hy sê die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Nou vriende, as ons kyk na hierdie gelykenis, dan sien ons dat hierdie 'n baie kosbare gelykenis is wat die Here kom vertel. En dit gaan juis oor die koninkryk van die Here wat klein begin het en dan ook uitgebrei het tot 'n groot wêreldwye koninkryk soos ons dit vandag ken. Nou daar is baie mense wat sê, luister, die mosterdsaad is nie die kleinste van die saadgroepe wat daar is nie en die Bybel is nie geïnspireer nie, want as die Here hierdie skrywers geïnspireer het, sou hulle dit geweet het en daar is baie dinge wat vertel word rondom dit en vriende, ek is op die punt in my lewe dat ek nie elke persoon probeer antwoord na sy dwaase uitspraak nie. Daar is te veel mense wat die Bybel nie wil lees nie, hulle wil nie onderwerp aan God se gesag nie, en dan soek hulle iets om hulle self te regverdig en te sê, luister, hierdie ding in die Bybel is kwansies in aanhalingstekens verkeerd, of die Bybel weerspreek homself, luister, God se woord kan nooit 'n fout in hê nie, en God se woord kan homself nooit weerspreek nie. Die fout lê nie by God nie, dit lê by my en jou, wat dit nie reg verstaan nie. So wat ons hier eenvoudig sien is dat die Here nie hier probeer 'n wetenskaplike punt stel nie, maar 'n bekende saak aan hulle voorhou as deel van hierdie gelykenis. Nou vriende, die mosterdsaad is die kleinste bekendste saad of groentesoort in Palestina gewees. En die Here probeer baie duidelik hier net vir die mense die illustrasie deurgee van hoe klein hierdie mosterdsaad is en watter groot plant dit dan word. Dit word so groot plant dat dit amper lyk soos 'n boom, word tot 15 voet hoog. En dit was nie noodwendig 'n boom gewees nie, maar uit hierdie groentesoort het hierdie ding na vore gekom wat soos 'n boom gelyk het, soos 'n boom vertoon het en baie voëls van die hemel het nes kom maak daarin. En wat die Here eintlik deur hierdie gelykenis eenvoudig wil kom stel, en dan wil ek nie namens die Here praat of vir die Here probeer dink nie, maar die konteks sê dit vir my baie duidelik, is dat 'n mosterdsaad, alhoewel dit verskriklik klein is, hierdie 15 voet grootte boom of plant na vore bring, en voëls van alle soorte kom en maak in sy takke nes. En dis presies ook, vriende, wat die Ou Testament geprofeteer het aangaande die koninkryk van die Here Jesus. Die kinders van die Here sou nie net bestaan het uit Israeliete nie, maar ook uit heidene van elke nasie, taal, volk en stam. U weet nou al, ek het vir u al baie keer gesê, almal wat nie Israeliete is nie, is heidene, en daarom sê die Bybel ook in Esegiel 17:22, so sê die Here, dan sal ek self van die verhewe top van die seder 'n steggie neem en dit insit, van die boonste van sy looitjies, sal ek 'n teerpuntjie afpluk en self dit plant op 'n hoë en verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal ek dit plant, en dit sal takke voortbring en vrugte dra, en 'n heerlike seder word, sodat al die voëls van allerhande vere daaronder kan woon. In die skaduwee van sy takke sal hulle woon. U kan dieselfde gaan lees in Esegiel 31 vers 6. Al die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke, en al die wilde diere van die veld het onder sy takkies aangeteel, en allerhande groot volke het onder sy skaduwee gaan sit. En dis presies wat die Here in hierdie gelykenis vir ons wil kom leer. Die Here wil nie 'n debat uitlok oor, is die mosterdsaad nou die grootste of die kleinste, en is dit nou 'n boom of is dit nou 'n groot plant of wat ook al nie. Die Here probeer vir ons hier eenvoudig 'n les leer. Alhoewel die feite in hierdie gelykenis presies reg en waar is, en ons kan dit ter harte neem, is die hart van die gelykenis dat hierdie koninkryk van die Here klein begin, en die Bybel sê so groot geword het, dat daar mense van alle soorte en alle groepe reg oor die wêreld deel van hierdie koninkryk is. Ons dink, vriende, aan die roeping van Abraham en hoe hierdie koninkryk uitgebrei het. Ons dink aan die Here Jesus toe hy op aarde was. Ons dink aan Pinksterdag, Handelinge 2, Petrus se eerste preek,
3000 kom tot bekering. En ons lees weer later hoe 2000 tot bekering kom en die Bybel sê 5000 mans op 'n stadium hier vroeg in die boek Handelinge was deel van God se koninkryk. Ek lees vir die Handelinge 4:4 en baie van die wat die woord gehoor het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Is nie vir u interessant nie. Hierdie Here Jesus word gekruisig. Die fariseërs dink hulle behaal 'n oorwinning, die duiwel en sy magte dink hulle behaal oorwinning en wat gebeur? 5000 manne binne 'n paar jaar van hierdie werk van die Here Jesus kom tot bekering. Hulle beïnvloed weer hulle vrouens en kinders en so word die koninkryk uitgebrei. Ons dink aan Handelinge 10, Kornelius. Hy was 'n rou heiden gewees. Die Bybel sê Petrus gaan na hom en hy kom tot bekering. Hy en sy huis en hulle begin die Here dien. Handelinge 13:48 sê en toe die heidene dit hoor, dis die evangelie wat gepreek was. Toe hulle hierdie evangelie hoor, was hulle bly en hulle die woord van die Here geprys en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe en die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Eenvoudig die Here stuur sy woord uit en vriende, hy sal siele red. Sy gees is magtig genoeg om die hardste van harte te breek en mense tot nuwe insig te bring, tot die lig te bring, tot die evangelie te bring, tot redding te bring. Ons lees in Handelinge 14 vers 1 en op dieselfde wyse het hulle in Iconium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. Verstaan u die gelykenis? Die mosterdsaad, 'n baie klein saadjie, word hierdie geweldige groot boom van tot 15 voet, waarin alle soorte voëls in sy nes of in sy takke nes maak. Dit was die voorspelling in Esegiel gewees wat sal gebeur, en so is die koninkryk van die Here Jesus ook. 'n Klein begin wat wêreldwyd dan ook uitgebrei het, sodat mense uit elke nasie, taal, volk en stam lof en eer aan die Here bring. Die ander gelykenis is baie soortgelyk as hierdie ene, die een oor die suurdeeg. Nou u al sal weet as u maal brood geknee het, en toe ek op huis was het my ma dit gereeld gedoen, ons het so 'n groot geel skottel gehad, dan sy nou meel ingegooi en allerhande bestanddele, en dan daar die ou klein blokkie suurdeeg. En dan het sy dit ingewerk en dan sy 'n doek oorgegooi. En as jy weer aankom het hy geswel, want daar die suurdeeg het daai hele groot bak deeg deurweek. En so is die koninkryk van die Here. Die koninkryk van die Here is soos hierdie suurdeeg wat elke bevolkingsgroep bereik, wat mense bereik, mense wat vir ons onbereikbaar lyk en dit klink vir ons of niemand by hulle kan uitkom nie. En ag, ek wil vir u sê, u moet nie bekommerd wees oor die uitbreiding van die koninkryk nie. Dis God se werk. My en jou taak is om die evangelie te verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam. En dan moet u ook besef, die Here red nie net 'n sekere bevolkingsgroep nie. Daar is nie net swart mense eendag in die hemel, of wit mense, of Indiërs, of Asiërs, of Japaneese, of Chinese, of wat ook al nie. Die Bybel sê vir ons, die koninkryk van die hemele sal gevul wees deur mense wat uit genade gered is, wat deur God nuut gemaak is, lewend gemaak is, getrek is, gered is. Ja, elke uitverkorene sal deel van God se koninkryk wees. Hoe weet jy of jy 'n uitverkorene is? Ag, die antwoord eenvoudig. Het jy op jou knieë gegaan en uitgeroep soos die tollenaar van ouds: O God, wees my sondaar genadig. Dis die enigste manier hoe jy kan weet. Dis die enigste manier hoe die Here mense red, wanneer hulle die knie buig en met hulle tong bely dat hy die Here is. Met hulle hart glo dat hy uit die dode opgewek is, dat hy sit aan die regterhand van die Vader, die enigste weg, waarheid en lewe, waardeur niemand by God sal uitkom behalwe deur Jesus Christus nie. Mag die Here ons seën, mag die Here vir ons wysheid gee in die verstaan van hierdie gelykenis en mag die Here ook verheerlik word in alles. Baie seën, groete vir u, mooi dag verder, tada.